Goeiemiddag klas. Vandag gaan ons 'n bietjie leer oor gedigte. Die gedig vir vandag is Diefstal in die tuin van digters deur Bibi Slippers. Ek gaan die Afrikaanse vergawe en die Engelse vergawe lees. Ek het 'n tuingedig geskryf en dit was goed. Die woorde groen en soet en netjies ingelit soos perfekte etjies in 'n peel. Die geheel volmaak gevorm en gepoets, 'n blink perske was my vers of dalk 'n akker. Dit was die groot werk van my loopbaan, maar hoe moes ek weet dat hierdie meesterstuk so vinnig sou vergaan, terwyl ek my oë na die bome opslaan en aan my bas kan voel. Ek het 'n goeie ding hier beet. Het 'n eekhoring die hele ding opgevreet. Nou vir die Engels. I wrote a garden poem and it was good. The words green and sweet and neatly in line like perfect peas in a pod. The whole flawless, formed and polished a shiny peach was my verse, or perhaps an acre. It was the great work of my career, but how was I to know that this masterpiece would perish so quickly? While I lift my eyes to the trees and can feel my back, I have something good here in my hand. A squirrel ate the whole thing. Ek wil nou ons moet fokus op twee poëtiese vergeres wat in hierdie gedig gebruik word. Hierdie twee poëtiese figure is beeldspraak en temas. Wat is beeldspraak? Beeldspraak is imagery. Dit is die gebruik van beskrywende taal wat ons sintuie gebruik om ons te help om beelde, emosies en idees voor te stel. As 'n voorbeeld, die woorde soet en groen. Die digter beskryf haar skryfwerk as soet en groen. Hoe laat hierdie woorde jou voel? Hoe hou dit verband met die toonsetting van die gedig? As ek na groen dink ek aan natuur, vars of 'n nuwe begin. As ek na soet dink ek aan aangename en skep 'n gevoel van smaak. Nou gaan ons oor na temas. Wat is 'n tema? 'n Tema is die hoofgedagte, die main idea of boodskap wat 'n skrywer met jou wil deel. Die skrywer het haar gedig as great writing en perfect verduidelik. En teen die einde is haar gedig deur 'n eekhoring, squirrel, geëet. Wat dink jy is die boodskap wat die skrywer vir ons probeer gee? Ek dink die boodskap wat die skrywer vir ons gee is dat die lewe onvoorspelbaar, unpredictable is. Aangesien sy hart en haar gedigwerk het net vir 'n eekhoring om dit op te eet.
Ons gaan nou 'n aktiwiteit doen. Ek sal vir elke een van julle 'n eksemplaar van die gedig in Afrikaans uitdeel. Neem 'n helder kleur en merk die woorde wat op die skerm in die gedig gewys word. Skryf 'n kort paragraaf met 10 tot 15 sinne wat beskryf hoe jy jou laat voel. Gebruik jou sintuie senses soos klank, aanraking, sig en reuk. Sluit in hoe jy dink die skrywer het vir ons die boodskap gegee dat belangrike, important dinge in die lewe maklik verlore kan gaan.